Ek verwelkom elkeen in die naam van Jesus. Ek wil vir elkeen baie dankie sê vir die tyd wat hulle uitgekoop het om na my finale werkstuk boodskap te kom luister wat ek moet indien. Kom ons sluit ons oor. Dankie Abba Vader. Dankie Here vir die genade, Here. Dankie vir die geleentheid wat U my gee, Here, om hierdie boodskap oor te dra. Here, ek vra die Heilige Gees om my te lei. Ek vra die Heilige Gees om die regte woorde in my mond te plaas. Here, elke woord wat uitgaan, vra ek U, Here Jesus, om dit te seën, Here, in die naam van Jesus Christus. My boodskap wat ek vandag bring, gaan oor die waarde van ons woorde, die tong. My geestelike voortplantingsorgaan. Ons tong is 'n kragtige instrument. Dit is 'n giftige voortplantingsorgaan. Die tong is die kleinste orgaan in 'n menslike liggaam. Jou tong kan opbou of afbreek. Jou tong kan lewe of dood maak. Ons tong, ons kan mense seermaak, afbreek. Ons kan verkeerde woorde teenoor mense praat. Ons kan siekte oor ons spreek. Ons kan dood oor ons eie lewe spreek. In plaas van waar ons lewe in ons lewe spreek, spreek ons dood. En dit is wat die duiwel reg kry. So is die tong in die menseliggaam. Dit is 'n klein lid wat ons hele liggaam lewe van die mens bepaal. En in 'n sekere rigting stuur. Dit kan nie ons in 'n positiewe rigting of 'n negatiewe rigting stuur. Ons kom kyk na Spreuke 18 vers 21. Lewe en dood is die mag van die tong en die een wat graag gebruik sal die vrug daarvan dra. Dit beteken as ons 'n positiewe saad in iemand plant, dan sal ons die vrug dra. Maar as ons 'n negatiewe saad in 'n persoon plant, dan sal daar niks vandaan kom nie. Ons moet onsself die vraag afvra, spreek ek en jy vandag lewe of dood oor iemand of in myself uit? Alles wat op die aarde en in die hel sien, is 'n geskep deur kragtadige woord van God. En so wil God hê, die woorde wat ons spreek, moet kragtadig wees. Die woorde wat ons spreek in ander mense se lewens, moet kragtadig wees. As ons bid, moet dit kragtadige woorde wees wat ons bid. Want dis hoe God wil hê ons moet lewe. Ek wil vir julle net iets vertel vandag. Die dag toe ek my werk verloor het, het ek gebid en ek het geween by die Here se voete. En ek het elke dag gesê, Here, ek gaan 'n werk kry. Here, U het al reeds die deur oopgemaak vir my. En ek het oral gegaan vir onderhoude, maar geen deur het oopgegaan nie. Maar ek het
kom 'n tyd toe die Here die deur oopgemaak het vir my. Vandag wil ek elkeen aanmoedig, maak nie saak in watter situasie jy is nie. As jy die Here loof en prys, as daar positiewe woorde uit jou mond kom, as die lewe in jou spreek, dan gaan jou situasie verander. Ons moet ons self, God, die Heilige Gees, is al een wat ons kan tem. Ons moet ons mond en die woorde reg gebruik, omdat dit 'n belangrike sleutel wat seëninge en verlossing in ons lewe opsluit. Die tong is die belangrikste stuurwiel in ons lewe. Die tong kan baie deure oopsluit as ons dit reg gebruik volgens die woord van God. As ons woorde op die woord van God gebou is, dan sal ons die vrugte dra. Net soos Jesus Lazarus uit die dood opgewek het, die storm kalmeer, mense genees, en so is daar nog vele ander voorbeelde in die woord van God. Ons lees in Genesis 1 vers 27, Jesus het die wêreld en alles daarin gevorm. Deur te praat, Jesus het gesê, laat daar lig wees, en daar was. Jesus se woorde was kragtig, en so moet ons woorde wees. Ons moet die lig van die wêreld daar buite wees. Ons woorde moet die mag en die krag hê om iemand anders se lewe te verander. Ons lees in Jakobus 3 vers 2 en 11. Ons almal maak foute. Ons is nie volmaak nie. Net Jesus en die Vader. Maar as ons tong in toom kan hou, kan dit ook met ons hele liggaam regkry. Dit wil sê, as ons woorde kies, en dit reg kies en positief kies, dan kan ons dit met ons hele liggaam regkry. Net so, as ons stange in hulle bekke sit, gehoorsaam die perde in ons, en het die hele dier in beheer. Net so is ons tong. As ons tong in beheer, in toom kan hou, as ons 'n wag voor ons mond kan sit, dan kan God ons tong beheer. 'n klein roertjie maak 'n groot skip draai, net waar die stuurman rol. Selfs wanneer sterk winde waai, so is die tong ook iets kleins, en tog kry hy groot dinge reg. En 'n klein vuurtjie, sien julle die kers se vuurtjie? So 'n klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook soos
God kan bederf. Die tong is 'n gif. Die tong is 'n vuur, want dit kan ons verhouding met God bederf. Dis te maklik vir ons om sleg te praat teenoor ander mense. Dis te maklik vir ons om dood oor ons lewe te spreek. Dit is te maklik vir ons om te besluit wat ons wil doen. Dis te maklik vir ons om teen die wêreld te praat. Ons moet ons tong oorgee aan God. Ons moet die Heilige Gees vra om beheer te hê oor ons tong. Dan sal ons meer positief in ons lewens kan spreek. Dit gaan jou hele lewe in vlamme laat op, want die duiwel steek dit aan. Ons moet nooit die krag van die tong of die woorde wat ons praat onderskat nie. Die mens kan elke soort dier, voël, reptiel, seedier mat maak, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbeheerbare kwaad vol dodelike gif. Partykeer maak ons God se naam groot, ons prys en loof ons hom met dieselfde tong, en ander kere skinder ons maak mense seer, ons kyk neer op hulle, ons beoordeel hulle. Maar ons vergeet, die tong, die mense, is deel van God gemaak. Soos Jakobus 3 vers 10 sê, uit dieselfde mond kom seën en vloek. Uit dieselfde mond wil ons God prys, maar ons wil sleg praat van ons medemens, maar dan noem ons kinders van die Here. Uit homselfde mond wil ons mense beoordeel, ons wil neersien op die persoon wat op die straat lewe, maar ons gaan nie tot daar en gaan sit by hom nie en sê, luister, ek het 'n woord van God. Die Here sê, ek is lief vir jou. Want ons dink die wêreld van onsself. Ons is te trots. Die tong dit kan tog nie so wees nie, my sissies en boeties. Matteus 12 vers 35 sê, wat die hart van vol is, moet die mond van oorloop. Kan 'n fontein uit dieselfde oog soek en putte water laat opborrel? My sissies en boeties, kan 'n olyf van 'n vyeboom pluk? Kan ons 'n olyf van 'n vyeboom pluk? Kan ons 'n vy van 'n druiwestok pluk? Net so min as wat 'n brakbron vars water kan voortbring. My boeties en sissies, ons as kinders van die Here het baie om reg te maak met God. Ons moet ons woorde reg kies. As ons wil lewe soos Jesus gelewe, dan moet ons woorde
volgens die woord van God kies. My boeties en sissies, kom ons kyk vandag waarvoor ons tong gemaak is. Waarvoor is ons tong die stuurwiel van ons lewe? Waarvoor is ons tong die sleutel van ons liggaam? Ons tong is om die Here se lof te besing en hom te eer. Ons kan nie getuig van God nie. Ons kan nie getuig van God se woord nie. As ons woorde nie reg gekies word nie. Om te getuig, kan ons regtig vir God getuig sonder 'n tong? Kan ons? Kan ons God loof en prys sonder 'n tong? Kan ons God die eer gee sonder 'n tong? My boeties en sissies, kan ons, punt 3, om ander te bemoedig. Hoe wonderlik voel 'n ander nie as ons mooi dinge sê nie. Weet jy, as ons in die straat loop, en ons loop verby 'n boemelaar, of verby iemand, en ons sê, oom, tannie, weet u, God is lief vir jou? Tannie, oom, weet u, dat ons lief is vir jou? Tannie, oom, ons is lief vir jou. Die Here is lief vir jou. Jesus is lief vir jou. Jesus het vir jou ook gesterf, soos hy vir ons gesterf het. Weet jy, die saad wat ons plant in daardie persoon se lewe, wat dit aan daardie persoon gaan doen, dit gaan die vrug wees wat ons gaan eendag pluk. Dit is die vrug wat saad gaan eendag opbring. Die laaste ene, om mooi kwaliteit van ander mense te besing. Dis die laaste vraag. Die 4de een. Vraag 5 is om te vergewe. Dis 'n moeilike een wat ons dink ons is beter as iemand. Ander ons sit met daardie trots binne ons. Binne ons, daardie ek. Dis hoekom God wil hê, ons moet ons tong beheer. My boeties en sissies, daai trots wat ons hier binne in ons het, moet ons God vra om dit uit te haal, sodat ons kan gaan na die persoon toe wie ons sleg gesê het, die persoon wat ons minag het, en gaan sê, my sussie of my boetie, vandag kom ek en ek kom vra vergifnis. Want dis hoe God wil hê ons moet lewe. Daardie onvergifnis wat ons mee sit binne in ons, moet uitkom. Daardie ek moet wegbreek. Want dis wat God nie van hou nie. Die 6de een is om lofpsalms te sing tot eer van God. Met ons tong moet ons God kan loof
Ons moet God kan prys. Ons moet hom die eer gee. Want God is in beheer van ons tong. God is in beheer van ons liggaam. Dan kom die vraag op by my. In wie se diens gaan ek en jy ons tong stel? Dis 'n belangrike vraag vir ek en jy wat ek vandag vra. In wie se diens gaan ek en jy ons tong stel? In die Satan se diens wat alles verwoes, wat steel, alles wat negatief is, dat alles wat lelik is, alles wat ons teenoor die wêreld praat, die vuur wat die duiwel aansteek, gaan ons in sy diens wees of in God se diens, waar alles mooi, rein en opbouend is. Dit kan van die tong kom. Alles wat ons praat, is dit gaan positief wees. Om mense te help, om ons hand uit te steek na mense, na minder bevoorregte mense, wat nie op ons vlak is nie, om te vra, Tannie of oom, kan ek help? Tannie, ek het 'n woord vir u. Tannie, die Here se liefde is groot. Is dit die besluit wat ons gaan neem? Die antwoorde hang van onsself af, hoe ons wil leef. Gaan ons volgens God se woord leef? Of gaan ons volgens Satan se woord leef? Die keuse lê by ons, by ek en jou. Die keuse moet ons maak vandag. Nie môre, oormôre nie. Daardie keuse lê by ons. Net ons kan die vraag beantwoord. Hoe kies ons vandag ons tong? En woorde wat ons gebruik. Hoe kies ons vandag ons tong en woorde wat ons gebruik? Kies ons dit positief of kies ons dit negatief? En hiermee sluit ek af. Kom ons buig ons hoofde. Dankie Heilige Gees vir die boodskap wat uitgegee. Dankie Heilige Gees vir elkeen wat daarna geluister het. Ek hoop en ek vertrou die Here dat elkeen wat na hierdie boodskap geluister het, iets ontvang het uit die woord van God. Ek het net gedoen wat die Here en die Heilige Gees my gelei het. Here, hierdie boodskap wat vandag uitgegaan het, gaan nie oor myself nie. Dit gaan oor God. God moet die eer kry, Here. Here, ek gee alle eer en alle lof aan God toe vandag, Here. En ek plaas dit in u hande, sodat u in beheer van ons tong kan wees, Here Jesus. Dankie, Abba Vader, vir die genade wat u aan my gegee het om hierdie boodskap oor te draai. Dankie, Jesus. Ja, Here. Dankie, Heilige Gees. Dankie. Dankie, Abba Vader.